Vriende, vanoggend se die titel van vanoggend se is 'n woordverkondiging is kyk met 'n ander lens na jou twyfel. Dit voel vir my ek het baie lank gewag om met hierdie kosbare psalm met jou te kan deel. Ek het so uitgesien daarna. Dis 'n teks wat my verskriklik aan die hart gegryp het en dit is as gevolg van eintlik 'n vlaag pastoraat wat ek die afgelope ruk gesien het en wat mense my toelaat om in hulle saam met hulle seer te sit en ek voel net so bevoorreg vir dit. En dit voel vir my of hierdie pastoraat wat ek gesien het en die teks mekaar net so ontmoet het, dat dit is wat ek met jou vanoggend graag wil deel. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om ons te onderwerp aan u woord. Kom ontmoet ons, Heilige Gees, deur Psalm 13. Amen. Medegelowige, daar is ons 'n onsigbare beklei wat die deursnee mens beklei en dit lees ons nie van op die voorblaaie van koerante of op sosiale forums noodwendig nie. Dit gebeur agter geslote deure. Dit gebeur in die hartkamers van mense. Dit gebeur in die aand wanneer jou trane op die kussing val. Dis waar die beklei word. Dalk is jy een van hierdie mense wat 'n normale persoon is wat onderwerp word aan abnormale hoë druk of spanning op hierdie oomblik. Miskien is dit jou huwelik wat jou huwelik, julle is nog steeds getroud, maar julle slaap dalk in dieselfde bed, maar julle voel eintlik soos vreemdelinge vir mekaar. Julle taal het heeltemal verander. Julle praat nie meer van ons nie, maar van ek. En waar vroeër was gesprekke gewentel oor drome wat 'n mens nog wil doen en aanpak, en skielik is gesprekke oor debatte, oor wie gaan wen. En miskien het dit al so ver gevorder dat dit gaan oor kinders en regsaake en hofgedinge. Die spanning van 'n huwelik kan jou regtig uithol, soos 'n rivier landskap erodeer, kan die spanning van 'n huwelik 'n mens van binnekant af ook uithol. Miskien is dit nie jou huwelik nie, miskien is dit jou gesondheid. Die feit dat 'n dokter vir jou onlangs gesê het, ons sal kyk wat dit is, en jy wag vir die uitslag. Jy probeer positief wees en hoop dat dit goeie nuus is, maar jy weet dat die ongemak wat jy beleef is nie jou verbeelding nie. Jy kom agter jou energie is minder. Miskien is dit nie jouself nie, miskien is dit die feit dat jy jou lewensmaat sien agteruitgaan, sien gly. Het voel net vir jou of jou hande afgekap is. Jy kan net niks doen nie. Miskien is dit nie jou gesondheid nie, miskien is dit bekommernis oor jou kinders. Die feit dat jy jou alles uitgestort het in jou kinders, jou hele lewe, jou hart, jou liefde, jou geld, jou moeite, jou tyd, alles het jy ingestort in hulle lewens en skielik kom jy agter, is dit tyd vir hulle om ook hulle eie besluite te maak en hulle eie paadjie in die lewe te loop, en is asof van die besluite wat hulle maak jou intens bekommerd maak. Jy is so bang dat hulle te laat gaan agterkom dat dit iets is wat hulle gaan seermaak en jy kan nie inmeng nie. Of miskien probeer jy inmeng en dit lei tot konflik. Miskien is die spanning waaraan jy onderwerp word nie jou kinders nie, miskien is dit jou werk. Die feit dat jy nie werk kry nie. Of miskien is dit die spanning om jou werk te behou. Of die feit dat jy nie opgang kan maak in jou werk nie.
Jy het 'n vol CV, maar 'n telefoon wat doodstil is. Miskien is jou spanning nie jou werk nie, maar net die finansies, die konstante stres van hoe jy die volgende rekening gaan betaal. Dis letterlik van maand tot maand tot maand en jy is so gespanne oor wat die uiteinde gaan wees en hoe jy gaan gesig hou voor 'n klomp mense, om hoe jy hulle in die oë gaan kyk as jy finaal knak. Miskien is jy een van hierdie scenario's, miskien lyk jou voorbeeld bietjie anderste. Maar ons leef in 'n tyd waar mense, gewone mense, onder abnormale druk leef. En dis binne hierdie ongemerkte bekleie wat in die agterkamers van ons harte gebeklei word. Nie op die voorblaaie van die koerante en nie op sosiale forums, dis in hierdie agter die skerms bekleie wat ons ook dan dikwels beklei met God. En wat ons 'n psalm soos Psalm 13 dan raakloop. Psalm 13 lui, hy begin so vir die musiekleier, Psalm van Dawid. Hoe lank nog, Here, gaan u my vir altyd vergeet? Hoe lank gaan u gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak. Antwoord my, Here, my God. Verlig tog my oë. Anders sink ek in 'n doodsslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders, omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek, op die troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor u verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Net 6 verse, hierdie Psalm 13. En ek wil vanoggend vir jou uitnooi om so 'n bietjie saam met my te boer, bietjie te kyk wat's die eerste indrukke wat ons sien, en dan 'n bietjie saam te reflekteer oor die teks, wat hierdie teks vir ons sê ook oor twyfel, en saam na te dink oor die boodskap van die teks en hoe ons dit kan toepas. So die eerste indrukke van hierdie teks is dat dit 'n klaaglied is. Dis die soort psalm wat dit waarvan dit deel maak. Dis 'n klaaglied, of soos wat die boek in die Bybel klaagliedere is, word hierdie psalm genre, soorte psalms in die lewe van die volk gebruik as die volk byvoorbeeld aan 'n langdurige droogte onderwerp word, of as daar 'n ander volk is wat hulle wil binneval, of as daar politieke onrus is, dan was hierdie klaagliedere gebruik as 'n kollektiewe manier om as volk saam te aanbid en saam te huil voor die Here. Maar hierdie kollektiewe, of hierdie liedere wat kollektief gesing is ook gebruik deur individue wat dalk deur siekte gaan of deur depressie of een of ander probleem. So die soort lied waarmee ons hier te maak het, is 'n klaaglied, en ek dink is belangrik, dit word later ook vir my belangrik by die slot. Ek dink die eerste indrukke wat ons opval van hierdie psalm is die herhaling van hoe lank nog. 4 keer is dit soos die refrein wat uitkom binne in hierdie psalm. Hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog? En dit vervul eintlik 'n baie belangrike funksie binne in hierdie psalm. Aan die een kant beklemtoon hierdie 4 keer hierdie herhaling dat dit 'n uitgerekte lyding is. Dis nie net sommer 'n impulsiewe ding wat gebeur, ietsie wat skeefloop nie, dis 'n lang uitgerekte lyding waaraan hierdie digter onderwerp word. En die volgende ding wat hierdie retoriese vraag eintlik vermag, 'n retoriese vraag is mos 'n vraag wat jy vra waarop daar geen antwoord is nie. Dit beklemtoon eintlik God se stilte. Want hy hou aan vra 4 keer hoe lank nog, maar daar's nie 'n antwoord wat kom nie, en dit benadruk eintlik die feit dat God binne in hierdie langdurige krisis stil is.
Miskien voel dit vir jou of dit in jou lewe ook so is. Ek dink die derde ding wat vir my opval is dat die Psalm in 3 dele verdeel word en eintlik is die 3 dele 3 bewegings wat ons raak sien. Die eerste ene is die klag, die klag of die probleem, die krisis wat beskryf word. Hoe lank nog gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank gaan U U gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek my kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. So wat ons sien is hierdie digter voel verlate. Voel vir die digter of God afwesig is. Jy sien dat die digter 'n innerlike onrus dra, praat van in my binneste dra, maar daar's ook eksterne spanning van vyande wat hom dinge toesnou. So dis die eerste deel van die gedig, is die klag, en die tweede deel van die gedig is dan die gebed. Sien dit tog raak, Here, antwoord my. Here, my God, verlig tog my oë, anders sink ek in 'n doodslaap weg. So wat ons hier sien is, dit is nie 'n perfekte gebed nie, maar wel 'n desperate gebed van iemand wat in die moeilikheid is. Dit is nie mooi woorde, mooi afgerond nie, maar dit is desperaat. En al voel dit asof God stil bly, hou die digter aan praat, en ek dink dis wat belangrik is. Daar's stilte van God se kant af, maar hierdie gelowige, net soos ek en jy, hou aan praat met die Here. En dan vra hierdie gelowige, hy vra dat die Here vir sy oë sal lig laat sien. Is 'n manier om te sê, gee my hoop. Laat ek net 'n sprankeltjie deurbraak sien. Want jy weet hoe dit is as jy langdurig aan een of ander spanning onderwerp word, maar daar's net 'n klein sprankeltjie hoop wat deurkom. Is dit asof jy weer kan sien. En dis wat hy pleit by die Here, gee my tog net 'n stukkie lig vir my oë. En dan die derde deel van die gebed kom skielik en onverhoeds eintlik op ons af, maar ek op U troue liefde vertrou ek. Skielik kom maar 'n wending binne in die Psalm aan. En die digter spreek sy vertroue teenoor die Here uit. En dis 'n soort geloof wat sê, dis nie 'n maklike uitkoms, of dinge het nie volledig omgedraai in my guns nie, maar selfs ten spyte van my seer en ten spyte van die stilte, kies ek om steeds U te vertrou. En die sleutelwoord daar is U troue liefde. Daai Hebreëse woord vir troue liefde is gesed. Ons het al baie keer daaroor gepraat. Dis daai verbondstrou. Dis ietsie wat jy nie kan verdien nie. Maak nie saak hoe jy dit probeer verdien, jy kan dit nooit verdien nie, maar jy kan altyd daarop reken. Want dit is wat God aan jou bemaak. Jy kan altyd op God se verbondstrou reken. En dit is wat vir hom uiteindelik die wending laat bring, die hoop gee. So hierdie drieledige gedig is baie interessant vir ons, is klag, smeking, lof. So dit beklemtoon eintlik dat daar beweging is wat aan die uitloop is ook binne in die digter. En die gedig, as jy nou lief is vir gedigte, ek is so lief daarvoor. Die gedig bewerk dit op 'n klomp verskillende maniere. Byvoorbeeld die onvoltooid, hy speel met werkwoorde en werkwoordforme. So in die Hebreëus is die eerste klompie werkwoorde in hulle onvoltooide werkwoordsforme. En ook die retoriese vraag sê hoe lank nog, en dit alles dui op 'n onvoltooide aksie. Maar teen die einde van vers 6 dan is daardie op U vertrou ek, is dit 'n voltooide werkwoordsvorm. En dit bring mee dat dit skep die indruk dat daar 'n ervaring is van beweging wat in die digter plaasvind, en dit nooi jou as leser eintlik saam op hierdie reis van wanhoop na op 'n plek van vaste hoop. Dit skep ook eintlik vir ons 'n patroon van hoe geloofsgroei werk binne in hierdie digter en ook in ons. En dit word selfs in moderne pastorale sielkunde word hierdie Psalm gebruik as 'n soort model om mense te begelei
om trauma te verwerk. 'n Klag, 'n smeekgebed en dan die keuse om die Here te loof en te prys. So as ons reflekteer oor hierdie teks, dan is die vierde ding wat ons opval is dan die wending. Ek dink dit is eintlik vir my 'n sleutel binne in die teks. Dit is die vierde ding wat ons opval, is die wending. En dit is die woordjie maar, die snaakse voegwoord. Dis die katalisator wat die hele tempo van die gedig omvergooi. En dis in deel 3, wanneer die derde deel ons so onverhoeds betrap, begin hy met maar ek op u troue liefde vertrou ek. En die interessante ding van hierdie woordjie maar, is dat niks binne die digter se omstandighede al verander het nie. Al wat verander het, is dat die digter gekies het om op iets anders te fokus. Miskien is dit 'n groot sleutel waaraan ek en jy ook moet vashou vanoggend. Niks van die digter se omstandighede het al verander nie. Net dit waarop die digter fokus het verander. So as ons reflekteer oor hierdie teks, dink ek sê hierdie teks vir ons ietsie oor die verband tussen twyfel en glo. Want dis een van die eerste goeters wat jy raak sien as jy hierdie gedig lees, hierdie psalm lees, is hierdie harde vraag, hoe lank nog, Here? Om die waarheid te sê, die eerlikheid van hierdie psalm maak my en jou eintlik amper ongemaklik. Mag jy so praat met die Here? 4 keer vir hom amper uitdaag, hoe lank nog, Here? So hierdie eerlike twyfel, wanhoop, vrae van die digter, is wat ons heel eerste in die gedig, in die gesig staar. En tog in dieselfde psalm, lees jy dan, antwoord my, Here, my God. Wat jou opval is dat daar steeds verhouding is. Hy sê die Here is sy God, my God. En dit sê vir ons as hierdie onlosmaaklike verband met tussen twyfel en geloof. Jy kan gelyktydig besig wees om te twyfel en te glo. Gelyktydig. Die een sluit nie die ander ene uit nie. En vanoggend het ek vir jou gesê, wil ek graag vir jou 'n ander lens bied om te kyk na jou twyfel. Want twyfel is vir meeste van ons iets sleg, iets negatief. Maar ek wil graag vir jou vra, kom ons toets net vir 'n oomblik of twyfel regtig so sleg is. Of jou krete van wanhoop wat jy uitskree teenoor Here, of wat regtig so negatief is. So ek wil 5 stellings maak. En die eerste ene is, twyfel is juis 'n teken van egtheid van geloof. So reflekteer net saam met my vir 'n oomblik oor twyfel. Twyfel ontstaan nie in die afwesigheid van geloof nie, maar juis wanneer geloof ernstig opgeneem. Sien, meeste van ons dink as jy twyfel, dan is geloof nie teenwoordig nie. Maar twyfel geskied juis wanneer jy geloof baie ernstig opneem. Twyfel beteken jy gee genoeg om te worstel met hierdie verhouding met die Here. Dis nie 'n tekort aan geloof nie, maar juis 'n teken van geloof, dat jy nie jou verhouding met die Here wil bou op 'n illusie nie. Dis met ander woorde 'n teken van egtheid. Geloof is nie om net met antwoorde te leef nie, maar ook om met vrae te leef. Gemaklik te kan wees om ook met vrae te kan leef. Geloof en twyfel deel met ander woorde dieselfde hartklop. Beide van dit, beide geloof en twyfel, soek na waarheid en betekenis en na God. Die tweede stelling wat ek wil maak oor twyfel is nie die einde
van geloof nie, maar die begin. Dikwels as ons iemand teekom wat twyfel, dalk 'n kind van ons wat twyfel, en skrik ons en dan dink ons die persoon se geloof wankel. Of miskien in jou eie verhouding met die Here, as jy bewus word van twyfel, vra dan wonder jy, wat gebeur hier? Is geloof besig om onder my uit pad te gee? Want dikwels is twyfel, die teenwoordigheid van twyfel, nie die einde van geloof nie, maar juist die begin. Net soos in Psalm 13. Psalm 13 open met twyfel, met wanhoop, maar eindig uiteindelik by vertroue. So ons het die eerste keer gesê, twyfel is nie noodwendig, beteken nie die afwesigheid van geloof nie. Nou wil ons sê, twyfel is ook nie die vyand van geloof nie. Dis juist dikwels die pad wat ons moet volg op pad na geloof. Twyfel vra wat geloof tot verdieping dwing. As iemand nooit vra of worstel nie, bly geloof oppervlakkig. So twyfel, hou op om aan twyfel te dink as 'n soort doodloopstraat van geloof en sien dit eerder soos 'n deur. Soos wat Psalm 13 juis vir ons uitbeeld. Dit bring jou by 'n dieper vertroue by die Here uit. Dis dikwels 'n katalisator, met ander woorde, vir groei. Die derde stelling wat ek wil maak is dat geloof en twyfel 'n reisgenote is wat na mekaar roep die heeltyd. Die twee hou hande vas met mekaar. Geloof en twyfel hou altyd hande vas. Dink net byvoorbeeld aan die woord geloofsprong. Die woord geloofsprong impliseer dat daar 'n onsekerheid is dit nie? Met ander woorde, as ons sê ons neem 'n geloofsprong, beteken dit daar's 'n onbekende, 'n onsekerheid, iets waaroor ek twyfel. Onlosmaaklik verbind aan mekaar is geloof en twyfel altyd. So hou op om jouself te verkwalik as jy nie net met sekerhede leef nie. Moenie dink dit beteken jy's nie besig om te glo nie. Geloof en twyfel loop eerder so hand aan hand met mekaar saam. Dit is eintlik soos 'n spier wat deur weerstand al sterker word wanneer dit beproef word. En die eindresultaat is nie noodwendig absolute sekerheid nie, maar 'n vertroue. En in die sin is twyfel nie die teenoorgestelde van geloof nie, maar eerder 'n konstante metgesel. Ek hou van hierdie prentjie van 'n metgesel, want ek het 'n mentor gehad, 'n geestelike mentor in my lewe wat vir my gesê het dat Natie, in jou lewe sal, want ek is iemand wat baie twyfel, en hy het vir my gesê, Natie, in jou lewe sal geloof en twyfel so aan jou linkerkant en aan jou regterkant van jou loop en jou hande vashou. En deur jou hele lewe sal jy altyd geloof en twyfel vashou aan die hand. Want die twee is onlosmaaklik verbind aan mekaar. En toe sê hy vir my, maar onthou net dat jy altyd die hand van geloof so rapsie stywer moet vashou as die van twyfel. Die vierde stelling is dat twyfel is die grond waarin geloof ontkiem. Twyfel en geloof lyk soos teenoorgesteldes, maar in werklikheid is hulle diep verweef. Dit het ons vir mekaar gesê, soos inasem en uitasem is die een beweging lei na die ander. En hierdie stelling van Friedrich Buechner het my so aangeraak, is presies hoe dit is. Doubt is the ants in the pants of faith. It keeps it awake and moving. Daai onsekerheid binne 'n geloofsprong. Die onbekende, die twyfel, gaan dit reg werk. Dis die ants in the pants van geloof. En dit hou ons geloof, dit gee aan geloof 'n stuk vitaliteit. So met ander woorde, geloof floreer nie ten spyte van twyfel nie, maar eerder te danke daaraan. Dit is die grond waarin geloof ontkiem. En laastens,
Laaste stelling, geloof word nie gemeet in sekerheid nie, maar in vasbyt. Miskien dink te veel van ons dat geloof beteken om met sekerheid deur die lewe te gaan. 'n Selfversekerdheid te hê oor vraagstukke. Maar geloof is nie dit nie. Geloof is nie sekerheid nie, maar vertroue. Die teenwoordigheid van twyfel maak geloof nie ongeldig nie. Dit bewys eerder dat geloof iets is wat gekies word, soos in Psalm 13. Die digter kies om sy fokus te skuif weg van die omstandighede na die verbondstrou van die Here. En selfs al is daar dan nie antwoorde op alles nie, kies geloof om te vertrou, selfs in die afwesigheid van volle begrip. Psalm 13 wys dat geloof gemeet word nie aan sekerheid nie, maar aan vasbyt. Die feit dat hy hierdie digter kan eindig by maar ek vertrou op die Here. Selfs al stamel en sug en huil jy. So wat is die boodskap van hierdie teks van Psalm 13? So veelerlei. Eintlik kan jy kies vanuit dit wat ons oor gepraat het. Aan die een kant leer Psalm 13 vir ons iets oor die mens, oor hoe kwesbaar ek en jy is. Hoe dikwels ek en jy worstel om God se teenwoordigheid te ervaar binne in al hierdie rits krisisse wat ons oor gepraat het. En tog sê Psalm 13 dat ek en jy toegang het tot God, midde in hierdie krisisse. Al is hy doodstil. Psalm 13 leer ons ook baie van God. Dit sê dat God teenwoordig is, selfs in stilte. Hy hoor. En op sy eie tyd red hy, en op sy eie manier. Die Psalm illustreer ook dat geloof en twyfel nie mekaar uitsluit nie. So jy kan waarlik glo en die Here vertrou en steeds bang wees. Die onsekerheid beleef. Dis oukei. Dis natuurlik. Die Psalm gee ook vir ons taal en 'n model van hoe om met God te worstel. Dis die wonderlike, miskien is dit die boodskap vir jou vanoggend, dat die Here jou vanoggend uitstuur met 'n soort model en vir jou eintlik uitnooi, eerstens vir jou toestemming gee om met hom te beklei, moeilike vrae aan hom te vra, 'n klaalied aan hom te rig, 'n gebed van smeking aan hom te rig, en dan om te kies, om nie meer te kyk na jou omstandighede nie, om te kies, om te kyk na sy verbondstrou. Psalm 13 wys ook dat God se redding nie altyd onmiddellik is nie, of op ons manier plaasvind, of op ons tyd nie, maar dat sy verbondstrou onbeslis vas staan. So hoe pas ons Psalm 13 vanoggend toe? Hierdie Psalm wat 4 keer uitroep, hoe lank nog, Here? Ek dink die Psalm roep ons uit om met God eerlik te wees. Dit roep jou uit, dit nooi jou uit om met God baie, baie eerlik te mag wees. Ek dink vanoggend in 'n nagmaalserediens kan 'n mens ook nie anders as om te dink aan ander mense wat hierdie gebed bid. Hoe lank nog nie, Here? Ek wil jou uitnooi ook nou wanneer ons nagmaal gebruik, om vir jouself af te vra, om so 'n bietjie weg van jouself te kyk en vir jouself af te vra, wie ken ek in my lewe wat tans deur hel gaan? Wie is daar in my lewe tans wat ek weet, as ek my in hulle skoene sit, wat tans bid, hoe lank nog, Here? Want jy mag dalk net God se antwoord wees om
sy teenwoordigheid in daai persoon se lewe te laat realiseer. Om jou af te sluit, medegelowige, hierdie Psalm roep ons op om vas te hou aan die Here, om aan te hou bid, selfs as God stil is. Maar kom ons wees eerlik met mekaar, partykeer kry ons dit nie reg nie. Partykeer voel selfs dit te onmoontlik, te swaar. En die wonder van Psalm 13 is dat my en jou verhouding met die Here nie afhang van hoe goed ons aan hom vashou in moeilike tye nie. Vanoggend se boodskap mag nie eindig by jy moet harder bid nie. Jy moet meer probeer nie. Vanoggend se Psalm 13 is nie 'n handleiding vir ons hoe om in moeilike tye aan God vas te hou nie. Vanoggend se Psalm 13 is 'n venster wat kyk na Jesus Christus. Want Jesus Christus word die middelaar tussen die lydende mens en die luisterende God. Want op die kruis van Golgotha roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? Toevallig ook 'n klaaglied, 'n klaagpsalm binne die groter psalmbundel, 'n klaagpsalm. Jesus self het op Golgotha se kruis 'n stil hemel beleef. 'n godsverlatenheid beleef. Sodat jy dit nooit ooit hoef te beleef nie. Sodat jy, wanneer jy vandag ervaar dat jou omstandighede so hard skree, dat dit die stem van God in jou lewe uitdoof, dat jy nie God hoor nie, is die boodskap van die evangelie, dat jy kan vashou aan die wete dat God jou reeds geantwoord het in Jesus Christus. Dit is sy troue liefde aan jou. Jy kan dit nie verdien nie. Maar Jesus Christus staan vas. Hy is God se antwoord aan jou. En vanoggend, ongeag wat jou omstandighede is, waardeur jy tans gaan, wil ek jou uitnooi om vir Jesus te sê, Here, voer my met U self. Here, baie dankie dat ons vanoggend saam die nagmaal kan geniet en as ons nou ook die nagmaalselemente gaan uitdeel, Heilige Gees, ek bid dat U ons op 'n besonderse manier sal kom ontmoet binne die nagmaal. Veral Here, veral vir medegelowiges van my wat tans deur hel gaan. Wat tans voel of U doodstil is. O Here, kom voer ons met U self. Mag ons in hierdie nagmaalselemente hoor dat U ons antwoord deur U Seun.